Welkom by die vierde plek debat by hierdie jaar se Dinkelsink Universiteit debatskompetisie tussen Studenteplein en die span van die Universiteit van Pretoria. Ek gaan gou vir julle net voorstel aan ons beoordelaars vandag. Ons het 'n lekker vol beoordelaarspan vandag hierso. Ek gaan begin aan julle regterkant en my linkerkant is Daniel Du Plessis. Daniel is verbonde aan die organisasie Sakeliga en een van die mede-stigters van hierdie Dinkelsink Universiteit debatskompetisie en 'n ervare spreker en beoordelaar. Net aan sy linkerkant is advokaat Louis Taljaard, hy is 'n lid van die Pretoria Bali. Langs hom sit Clarendie Elof, sy is 'n mediese dokter en 'n voormalige debatteerder en 'n huidige debatafrigter. Langs haar is Tiaan Alberts, 'n regsbeampte by Sakeliga. Langs hom sit Dr. Gustav von Brad, hy is waarskynlik een van die mees ervare debatafrigters hier in Pretoria en ervare debatbeoordelaar. Dan het ons ook vir Monica Meinhardt wat by die Solidariteit Trust is. En laastens, een van ons nuwe beoordelaars vir vandag is Alana Bailey, hoof van kultuursake by AfriForum en eintlik maar die persoon wat alles hier moontlik maak. So ons is baie dankbaar dat sy ook by ons kan aansluit as beoordelaar in vandag se debat. Goed, so baie welkom aan almal, baie dankie aan ons beoordelaars vir julle tyd vandag, ons waardeer dit baie. Dit sou nie moontlik gewees het sonder julle nie. Goed, ek gaan sommer net vinnig gesels oor hoe hierdie debatte werk vir dies wat nie weet nie. So die afsaak het julle al gesien, die spanne kry elkeen hulle onderwerp en dan begin ons met die regeringsspan en hulle eerste spreker en dan kry elke span so 'n geleentheid. Per spreker het hulle 8 minute om hulle toespraak te lewer. Die eerste minuut van hulle toespraak is beskermde tyd, die laaste minuut van hulle toespraak is ook beskermde tyd, maar tussenin kan die ander span vir hulle vra of punte van inligting vra. En dan net vir duidelikheid, op 8 minute gaan ek die klokkie nog een keer lei, ek gaan die rooi gesiggie ophou, dat julle kan sien julle tyd's verby, en dan het julle nog 15 minute vir die sprekers om af te sluit. Op 8 minute 15 sekondes gaan ek die klokkie aanhou, totdat jy so ongemaklik voel, dat jy self gaan sit. OK. 100%. So ons nooi dan graag vir, net 'n laaste orderedeling vir die sprekers. As julle die kateder wil bære, net aan een kant wil sit die podiumpie, sit hom net as julle klaar gepraat is terug op vir die volgende spreker as hulle dit dalk nodig het. Is dit reg? Dan hoef ons heeltyd tussenin te hardloop nie. Goed, ons nooi dan graag vir die eerste minister om hierdie debat vir ons af te skop. Want ek dalk sommer net die onderwerp weer herhaal, dis dalk sinvol. Die onderwerp vir vandag se debat is: hierdie huis is bekommerd oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Goed, die eerste minister. Ons noem homself Homo sapiens. Immanuel Kant, die Franse filosoof, het gemeen dat ons as Homo sapiens vir onsself 'n spesiale plek in die wêreld en in die heelal uithou teenoor ander entiteite soos diere, plante of selfs klein mikroskopiese bakterieë. As gevolg van die feit nie dat ons lewe nie, maar as gevolg van die feit dat ons rasioneel kan dink. Baie menslike studie oor die eeue heen het gegaan oor hoe mense in staat is om intelligent te wees. Hoe kan ek as 'n versameling van weefsel, spier en been voor julle staan en logies argumenteer oor 'n saak? Dit het toe ontwikkel in 'n studie van menslike intelligensie. Tog is dit nie genoeg vir die mens nie. Daar is 'n nuwe ontwikkelende studie aan die gang met die naam kunsmatige intelligensie. En dit klink vir meeste soos 'n opwindende studie in hoe ons menslike intelligensie kan naaap en in masjiene inbou. Maar net soos Albert Einstein bevind het, kan 'n belanglose wetenskaplike navorsing en uitvinding in 'n veld soos kernfisika vinnig uitdraai in die uitwissing van twee stede. Net so sluit kunsmatige intelligensie donker gevolge vir die wêreld in. Daarom argumenteer die regering dat hierdie huis bekommerd moet wees oor kunsmatige intelligensie. Ek organiseer my betoog as volg. Ek gaan eers die regering se saak uiteensit, daarna sal ek sekere kernbegrippe in die mosie vir ons definiering daarvan vir die voorhou. Daarna sal ek ons eerste argument in die saak stel. Ek as eerste minister in die debat gaan bewys dat kunsmatige intelligensie lei tot die polarisasie van inkomste en rykdom reg oor die wêreld. Ons adjunkt eerste minister sal aan die voorhou dat kunsmatige intelligensie in die ontwikkelinge wat daar uitkom nie betroubaar is in die moderne wêreld nie. Daarna sal ons lid van die regering afsluit met die laaste spyker in die doodskus dat
kunsmatige intelligensie lei tot bekommerende gevolge vir die wêreld van oorlog maak. Reg. Dit bring ons by die begripsontleding. Die regering definieer die term bekommerd volgens die Handwoordeboek van die Afrikaanse taal as besorgd, angstig en vol kommer. In die konteks van die debat beteken dit dat die regering moet bewys dat daar genoeg grondige bewyse is om die regering bekommerd te maak. Dit beteken dat daar 'n waardeoordeel element in die debat ingevoer word. Hoekom sal ons bekommerd wees oor iets as die moontlike nagevolge meer negatief as positief sal wees? Ons sal dus bewys dat kunsmatige intelligensie meer negatiewe en bekommerende gevolge inhou as positief. Kunsmatige intelligensie word, ek sal nou omvat, ek het dit gou klaar definieer. Ons definieer dit as die studie van menslike intelligensie en beredeneringsvermoë en die skep van intelligente entiteite wat hierdie menslike intelligensie naop. Dit is volgens Stuart Russell in sy handboek Artificial Intelligence, a Modern Approach. Ek neem die punt van inligting. Madam Speaker, ons wil dit nie duidelik maak dat die koning sê vandag op die regering nie om ons voordele en nadele te gee, maar meer eerder vir ons om te bewys dat daar 'n regtige nodige bekommernis is vir die ontwikkeling van die kunsmatige intelligensie. Jy sal bekommerd wees slegs oor iets wanneer jy in die toekoms inkyk en jy sien meer negatief as positief. Wanneer jy oorweldig word deur daai moontlike nagevolge, is wanneer jy begin bekommerd raak. En dis hoe die regering die posisie sien. Dit bring ons by ons eerste hoofargument. Elon Musk het gesê, soos wat meer en meer werke deur kunsmatige intelligensie vervang word, gaan mense minder werk hê om te doen en gaan almal op die ou ende onderhou moet word deur betalings van die regering. Hierdie skokkende stelling van Tesla en SpaceX se hoofuitvoerende beampte spreek tot die verrykende gevolge wat kunsmatige intelligensie vir plaaslike en internasionale ekonomieë inhou. Die eerste hoofargument van die regering is dus dat kunsmatige intelligensie tot die polarisasie van inkomste en rykdom reg oor die wêreld lei. Nou, wat beteken werk en loonpolarisasie? Martin Goos en Alan Manning, twee navorsers aan die Londense Skool van Ekonomie, het eers die term werk en loonpolarisasie gedefinieer. In hul artikel Lousy and Lovely Jobs, the Rising Polarization in Britain, gepubliseer in die Review of Economics and Statistics in 2007. Dit is die ekonomiese fenomeen wat gebeur wanneer die loongroei in die laagste en hoogste persentiele groter is as die loongroei van die middelklas. Dit beteken dat die middelklas al hoe meer verder wegval. Ja. Madam Speaker, ek wil net graag weet wat van die 97 miljoen nuwe werke wat teen 2025 voorspel word om deur wat geskep word deur die groot vraag, dankie vir daai vraag. Die groot vraag is, wat is die betaling van daai werke? Dis great dat dis goed dat daar nuwe werke geskep word, maar wat is die betalingsinhoud van daai werke? Wat is die distribusie van lone in daai nuwe werke? Want dit is goed om te sê ons maak nuwe werke deur kunsmatige intelligensie te skep, maar ekonomiese navorsing bewys die teendeel. Ekonomiese navorsing bewys dat ongelykheid in lande hoër of vererger word deur die implementering van kunsmatige intelligensie. Byvoorbeeld, Suid-Afrika is mees van die ongelykste lande. Die Wêreldbank het ons Gini-koëffisiënt wat die hoofaanduider is van ongelykheid as 63 geskat, wat ongelooflik hoog is teenoor ander lande soos Finland wat 41 byvoorbeeld het. So Suid-Afrika sit met 'n groot ongelykheidsprobleem. Die probleem is dus dan dat daar 'n oorgrote meerderheid van mense aan die onderkant van die inkomste distribusie is en 'n kleiner meerderheid aan die bokant van die distribusie. Dit beteken dat daar minder mense in Suid-Afrika is wat die meerderheid van die rykdom behou. Nou die vraag is, wat het kunsmatige intelligensie nou met hierdie uit te waai? Volgens professor Ingrid Woolard aan die departement van ekonomie by die Universiteit van Stellenbosch, in haar studie wat sy gedoen het, Describing and Decomposing Post-Apartheid Income Inequality in South Africa, gepubliseer in Development Southern Africa in 2012, is die oorgrote meerderheid van die ongelykheid in Suid-Afrika te danke aan die labour market, die arbeidsmark. So, wat is fout met ons arbeidsmark in Suid-Afrika en wat is besig om te gebeur in arbeidsmarkte reg oor die wêreld? Volgens David Autor, 'n professor in ekonomie by die Massachusetts Institute of Technology, in sy artikel The Skill Content of Recent Technological Change and Empirical Exploration, is kunsmatige intelligensie besig om werke te vervang wat die middelklas gewoonlik doen. Hierdie werke se inhoud is gewoonlik geroutinariseerde take wat baie maklik deur rekenaars vervang kan word.
Wanneer ek jou werk kan opsom in 'n sekere aantal stappe wat in 'n sekere volgorde gedoen moet word, kan ek jou werk vervang deur 'n masjien. Ek sal nou jou punt vat. Die probleem is, wanneer daardie werke vervang word, word daai werke vervang. Ekskuus, die groot probleem is, geroutinariseerde werk word gevind deur outoor om in die middel van die distribusie te lê. Mense wat aan die hoër kant van die distribusie lê, doen werke wat gewoonlik meer kognitief is. So daarom lei die implementasie van kunsmatige intelligensie tot groot polarisasie, tot werks- en loonpolarisasie reg oor die wêreld, en daarom lei dit tot 'n verergering van die bestaande ongelykheid in ons wêreld. Daarom is ons regering bekommerd. Kunsmatige intelligensie is die oplossing vir ons lui samelewing. Nick Bostom, Madam Speaker, kom ons begin sommer dadelik met die struktuur, wat ons span se aksie is en hoe ons vandag gaan hanteer. Ek sal eerstens kyk na die ontleding en daardeur gaan, waarna ek sal reageer op wat die eerste minister gesê het. Ek sal daarna my argument lewer dat dit reeds so deel is van ons lewe dat ons nie hoef te stres nie. Daarna sal ons adjunkleier praat oor die regulasies waarin ons kan vertrou. Ons skadesekretaris sal uitbrei oor die ekonomiese voordele waaraan ons gerus kan wees. Waar ons hoofsweep 'n kritiese blik op vandag se debat sal lewer, waar ons die hoofbotspunte sal uitwys en uitstryk. Kom ons kyk nou na ontleding. Die mosie wat ons vandag neersit is, hierdie huis is nie bekommerd of is oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie nie. Ons sê nee, ons is nie bekommerd nie, want vooruitstrewende vooruitgang veroorsaak dat ons hierin kan vertrou. Kom ons kyk na die terme wat invloed gehad het op vandag se debat en waar die oppositie, ek gaan nie nou 'n punt vat nie, verskil. Eerstens kunsmatige intelligensie. Onder die afdeling van, ek dink hieroor stem ons meestal saam, ons praat oor wat dit is, waar dit in ons lewe is. Ek dink ons moet ook net besef dat kunsmatige intelligensie is nie die vreesaanjaende robot wat jy in 'n fliek sien wat jy gaan kyk nie. Nee, dit is ons elke dag samelewing op jou foon, hier waar ons nou is, dis belangrik om te hou. Ontwikkeling is die handeling van die proses en ons hoef nie bang te wees vir hierdie proses nie, want dit is wat vooruit gaan. Laastens, bekommer. Wat ek hier wil uitlig is dat hierdie 'n stresstyd is. Jy is vol kommer. Jy kan nie ophou stres nie, want jy is besorg oor wat gaan gebeur. Alternatief hieroor is dat ek kan erken dat ons dalk mag skepties wees oor wat wat kunsmatige intelligensie is. Maar ek kan julle vandag verseker en ek gaan julle ooreed dat daar waar jy nou sit, is jy nie bekommerd oor kunsmatige intelligensie nie. Ek neem die punt. Wat se waarborg het ons dit gaan ontwikkel om daardie onbaardige voorbeeld dat ons op die groot skerm sien? Die waarborg is die proses waarin ons kan vertrou. Ons kan vertrou dat die hoeveelheid mense, die groot veld wat dit vandag is, kunsmatige intelligensie is een van die vinnigste groeiende velde waar soveel ingenieurs wil ingaan. Ons kan in daardie proses van ontwikkeling en tegnologie en regulasies vertrou, waarna my adjunkleier sal uitwys. Ek beweeg aan. Prakties gesproke sê ons vandag dat ons vertroue het in hierdie ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en dat ons definitief nie hier sit met 'n hart vol kommer nie. In die lig van die bogenoemde stem ons almal saam dat ons vandag met 'n waardeel sit. Wat ek ook net wil uitlig is dat ons moet opweeg of ons werklik bekommer is of bekommer is ons grootste probleem is of het ons vertroue in hierdie stelsel. Dit is wat ons vandag moet opweeg, nie voordele en nadele nie, of is ons bekommerd en of het ons vertroue. Kom ons kyk na wat die eerste minister geraak het. Eerstens het hy gepraat oor, hy het sommer kunsmatige intelligensie direk vergelyk met kernbomme en daardie twee goed kan altyd so problematies vir ons wees. Ons kan nie daardie twee goed in 'n parallel sit nie. Net omdat iets gekom het van daai, omdat nie 'n gereguleerde proses was nie, beteken nie dit is dieselfde as kunsmatige intelligensie nie. Verder het hy besluit om te praat oor werkloosheid en wat 'n produk is van kunsmatige intelligensie, waar ons juis sal praat, wat ek daarop net by wil sê is, kunsmatige intelligensie maak is so 'n groot veld oop vir ons, waar soveel nuwe werke is. Dit is die kruks van die waar soveel meer werke vir ons is. Die veld daarvan is ingenieurswese, tegnologie. Julle moet ook besef dat vanaf die begin van die wêreld begin het, is daar hoeveel werke wat nie meer bestaan nie, want tyd verloop, dinge beweeg aan, werke verval, maar nuwe werke kom ook by. So die kruks van die debat vandag is ons bekommerd hieroor of nie? En ek is vandag hier om julle te oortuig dat daar waar jy nou sit, is jy nie bekommerd nie.
dat dit is so 'n deel van ons lewe. Ek sal nou 'n punt neem. Lede van die huis, dink jouself in aan jou normale dag. Toe jy volgende opgestaan het en jy tel jou foon op en jou Face ID met jou foon oopmaak. Kyk, dis eers 'n frustrasie as jy jou masker aan het, want dan wil hy glad nie oopmaak nie. Maar dit is deel van kunsmatige intelligensie. Dit maak dit gerieflik. Daarna gaan jy op Facebook, maybe Instagram, jy kyk wat daar is, wat jy kan sien. En daai wat jy sien daar voor jou, advertensies van AfriForum, is omdat jy vandag hier was en ons heeltyd daar gepraat het. Jy wou so graag 'n lid word van hierdie organisasie, maar jy het vergeet wat die naam is, maar gedankie tog van kunsmatige intelligensie, nou weet jy waar om te registreer, want hy het jou herinner. Ek neem die punt. Gaan jy jouself reg blind stort in die feit van alle werklose mense op dieselfde pad staan wat ek en jy elke dag na ons plaas toe ry, oor 'n kunsmatige intelligensie hulle werk oorneem in die organisasie? Daar is nog altyd plek vir handewerk. Daar gaan altyd plek wees vir iemand om die gat te grou, vir die persoon om goeders te dra, waarvoor jy nie dit gaan gebruik nie. En die tyd wat dit kom, is dit dalk 'n heeltemal 'n ander situasie, maar ek gaan nie nou verder daaroor uitbrei nie, want een van my lede sal in die daar gaan. Ek wil weer julle terugsit in jou dag vir dag lewe. Na dit gaan jy gou op jou rekenaar, jy wil gou 'n e-pos stuur, jy wil dalk gou ietsie gaan navors. Kan ek vir julle 'n praktiese voorbeeld gee wat nou net hier buite met my gebeur het? Ek navors die onderwerp, ek kyk wat gaan aan oor digitale intelligensie. My rekenaar vra vir my kliphard, did you find everything you need? Are you okay? Anything you need more? Dankie, ek het vergeet om 'n bron in te sit. Nou dat jy my herinner, gaan ek dit dadelik doen. Daar is soveel hulp wat ons van hierdie goed af kan kry. Ek verwys graag na die Forbes artikel wat ek nou net aangehaal het. Die artikel se naam was Examples of Artificial Intelligence in Our Everyday Life, deur Bernard Maar in Desember 2019, 'n ondernemerstegnoloog. So, hierdie instellings wat ons elke dag het. Jou yskas wat vir jou voorstelle gee, jou Google Maps wat vir jou sê hoe ver is jy van jou volgende hoe ver is jy van die volgende mall af. Al hierdie goed, ek kan jou nou sê jy het nie gestres daaroor nie. Jy is nie bekommerd of daai inwynig in jou lewe is nie. Jy het gerus daarin dat jou foon vir die regte tyd gaan gee voor jy by die mall uitkom. Dis het ons glad nie bekommerd daar nie. Ek neem die punt. So jy praat baie oor die voordele van kunsmatige intelligensie. Maar wat van die feit dat dit ons land en ons wêreld meer ongelyk maak as 'n ekonomiese nadeel? Wat dink jy daarvan? Voordele ja en elke dag toepassings en hoekom ons vertroue het, ja, net om jou reg te stel. Maar hoekom ons dit dalk ongelykmatigheid in ons wêreld kan hê, beteken daar is soveel geleenthede wat vir homself voor in dag doen. Mense kan in soveel nuwe beroepe ingaan leer. Dit gaan nie die ongelykheid groter in ons land maak nie, omdat dit 'n ontwikkelende proses is waar meer werksgeleenthede ontwikkel word. Weereens, my span sal verder daaroor uitbrei. So daar's soveel goed waarna ons vertroue kan hê. Ons hoef nie hierin te stres nie. Ons weet dat daar soveel goed was waar mense baie oor bekommer was. Elektrisiteit, fone, drukpers. Die mense was in hulle noppies en hulle het nie geweet wat gaan aangaan as hierdie nuwe goed uitkom nie. En ons kon sien dat ons vertroue in hierdie sisteme kan hê. Ons moet vertroue hê in die ontwikkeling van tegnologie. Nou weet ons hier met 'n geruste hart dat die ontwikkelende tegnologie voordele vir ons inhou en ons nie hoef te bekommer oor 'n kunsmatige intelligensie nie as gevolg van vorige gebeure. Ons kan weet dit waarvoor ons bang is duidelik die beste ding wat ons eintlik het, waarvoor ons glad nie stres nie. In die berig Why Should I Trust AI Systems Maart 25, 2020 sê Frank Schlinder, 'n robotiese ingenieur, dat kunsmatige intelligensie die beste tegnologie bevinding is in die afgelope hoeveel jaar. Dit verseker gemaklikheid. Dit verseker vertroue en die vertroue in die kunsmatige intelligensie beroep is gegrond op die stelsel wat net soos veiligheidsprodukte gereguleer word. Mense, ons hoef nie bekommerd te wees oor 'n roekeloos proses nie. Ons kan vertroue hê in kunsmatige intelligensie. Vertroue, veiligheid, verslawing. Wat is die basis van enige goeie verhouding? Vertroue. Wat is die doel van die Poppy-wet wat onlangs ingestel is in SA? Veiligheid van data. Dit is volgens die artikel Poppy Act, gepubliseer op die webtuiste Compliance Consultants SA. Wat veroorsaak dat miljoene, nee, biljoene mense hul lewens opoffer aan sosiale media? Verslawing. Kunsmatige intelligensie veroorsaak 'n gebrek aan vertroue tussen mens en tegnologie. Dit veroorsaak 'n wêreldwye probleem van verslawing en bedreig ons veiligheid. Lede van die huis, daar is rede om bekommerd te wees. Ek gaan my toespraak soos volg struktureer. Ek gaan reageer op die leier van die oppositie.
waarna ek die begripsontleding sal afhandel. Dan sal ek die regering se saak verder neem en afsluit. Ons lei-samelewing, soos genoem deur die hoofleier van die oppositie, moet streef om hard te werk, nie om oor te gee aan KI wat onbetroubaar is nie. En soos u gesê het, ons fone is waaroor ons bekommerd moet wees, of dis waar die intelligensie beheer het, nie met robotte en militêre wapens nie. Maar ek wil nou sê dat dit die rede is hoekom ons bekommerd moet wees. Ons fone het deesdae deel van ons geword. Ons fone is heeltyd by ons fone beheer ons. En so op die ou end word ons deur die KI beheer. Ek neem nie nou die punt nie. Die Poppy-wet word oortree deur die inligting wat gebruik word sonder toestemming om fotos en posts voor te stel, soos genoem deur die hoofleier van die oppositie. Dit leef die yskaste, ons kar, ons foon en alles is tussen ons. Ons nie raak hoe dit ons beheer nie. Ons is naïef as mens. Ons kan ook nie vertrou in die stelsel nie. Dieselfde stelsel wat kernwapens ontwikkel het. Mense maak foute en is magsbehep. Ek neem die punt. Ons moet weet, Madam Speaker, is die regering bang vir die nutteloosheid van die mense en hulle dit regeer of is hulle bang vir kunsmatige intelligensie? Ons is bekommerd oor kunsmatige intelligensie wat deur mense gemaak word. Want mense maak foute en mense is magsbehep. Okay. By die begripsontleding. Ek is seker ons stem saam wat bekommerd beteken. En ons eerste minister het dit vasgestel. Bekommernis is dit relevant om die positiewe en die negatiewe op te weeg. Hoekom word jy bekommerd oor iets? Dis as die negatiewe gevolge die positiewe uitoorlê, natuurlik. My eerste hoofargument. Ons kan nie kunsmatige intelligensie vertrou nie. Kunsmatige intelligensie, algoritmes, word elke dag meer intelligent. Dit lei tot wantroue onder gebruikers en die makers. As 'n voorbeeld, op die webtuiste educba.com is programontwikkelaars nie selfseker wat die KI doen nie. Hierdie is die mense wat veronderstel is om te weet wat aangaan. KI werk soos 'n swart boks. Volgens die Europese Parlement se nuusnetwerk in die artikel AI Threats and Opportunities, gepubliseer op 29 Maart 2021, kan KI die reg tot sekuriteit en databeskerming, gestipuleer in artikel 14, paragraaf D van die Grondwet, bedreig. Dit is dus ons verantwoordelikheid as regering om op die heel minste bekommernis oor hierdie saak uit te spreek. My tweede hoofargument, die sosiale dilemma. Ek is seker, lede van die huis, dat u al van die film The Social Dilemma gehoor het, gepubliseer op 1 Januarie 2020 op ons almal se gunsteling, Netflix. In die film word KI, dit is kunsmatige intelligensie, uitgewys as die marionetmeester wat die verslawende natuur van sosiale media dryf. Die fliek is die resultaat van baie navorsing, nie die spekulasie van 'n direkteur en sy span nie. Dit volgens die webtuiste www.thesocialdilemma.com. KI werk agter die skerms en soos ek dit verstaan, donker werk is konkelwerk. Ek neem die punt. Ag Pauline, jy praat hier oor die oortuigings van jouself en nie noodwendig ander mense nie. Jy sê dat sosiale media mense net verslaaf is. Mense hou daarvan. Dit is hoekom mense daarop is. Mense is nie daarop omdat hulle verslaaf is. Soos ek nou net ook 'n bron aangehaal het, die fliek Sosiale Dilemma, wat 'n baie betroubare fliek is met baie navorsing daar agter, is dit verslawing wat dryf dat mense teruggaan, keer op keer teruggaan. Hulle stel foto's voor waarvan jy hou sodat jy teruggaan en dit is waar verslawing begin. Jy gaan terug na iets want dit is lekker. En baie dankie vir daai vraag. Ek gaan nie nou u vraag neem nie. Okay. Verslawing is 'n rede tot bekommernis. Dit sal enige persoon van 'n alkoholverslaafde sê. Wat maak sosiale media verslawing anders? Ek sluit af. KI kan nie vertrou word nie en bedreig ons veiligheid en privaatheid. As u met my wil stry oor verslawing, dan moet u dalk vir 'n oomblik na u skermtyd gaan kyk. Ek neem die punt. Meneer Speaker, die lid van die huis het nou net gesê dat selfone verslawing is maar dieselfde dokumentêr wat hy aangehaal het, sê ook dat dit gaan nie oor die Instagram wat die bad boy is nie. Ons moet net leer om dit te bestuur en ons
qualifications afsit, maar dit kan nog steeds hulp wees vir ons. En hulle spreek nie die hulp aan wat intelligensie vir ons kan gee. Ons is op die stadium, soos ons gesê het, besig om positiefes teenoor negatiefes op te weeg en ons glo die negatiefes uitoorlê die positiewe en daarom behoort ons bekommerd te wees. Dankie. Madam Speaker, lede van die huis, ons intelligensie is wat ons mens maak en kunsmatige intelligensie is 'n uitbreiding van daardie kwaliteit. Nou, kunsmatige intelligensie is 'n gereedskap en nie 'n dreigement of 'n rede vir bekommernis nie, want vooruitgang veroorsaak vooruitstrewendheid. Nou, die kruks van hierdie debat is vandag dat die regering gaan moet bewys dat hulle bekommernis vir die ontwikkeling van hierdie kunsmatige intelligensie geregverdig kan word. En dit is iets wat ons nog nie tot dusver kon sien nie. Nou, ek gaan vlugtig my toespraak organiseer. Ek sal eers ons interpretasie van onderwerp herhaal, enige verskille in die begripsontleding of grense uitwys. Daarna gaan ek reageer op die adjunk eerste minister se argumente, waarna ek dan my eie argumente aan u gaan voorhou. Nou, die interpretasie van die onderwerp wat ons as die oppositie het, is dat ons vertroue het in die ontwikkeling van die kunsmatige intelligensie en al is dit hoe kort en kragtig, is dit iets wat ons totaal misloop in hierdie debatte tot sover. Nou as ons kyk na die verskille in die ontleding, daar is nie enige verskille in die ontleding tot dusver en ek sal dit nie nou neem nie. En ons wil graag net vir die regering duidelik maak in verband met die ontleding dat daar is 'n verskil tussen bekommernis en versigtig wees. Nou bekommernis is angs en versigtig wees is om waaksaam te wees teen die gevolge daarvan. En ons ontken verseker nie dat ons nie versigtig gaan wees teen sekere gevolge van 'n ekstreme voorbeeld van kunsmatige intelligensie nie, maar ons moet wel hê dat ons wil graag hê dat die onus bewys moet word dat daar 'n bekommernis, 'n totale en alle angs moet wees op hierdie kunsmatige intelligensie. Nou as die regering wil slaag vandag, moet hulle die angstigheid en onttrekking van hulle uit hierdie kunsmatige intelligensie se omgewing uit as gevolg van hierdie angs regverdig sonder om net vir ons te verduidelik oor flieks en hoe ons versigtig wil wees en hoe sosiale media regtig nou vir ons 'n verslawing geword het. Nou op daardie punt wil ek graag ek sal hom nou later neem. Op daardie punt wil ek graag ons eerste adjunk eerste minister 'n bietjie aanval oor die feit dat die regering maak asof kunsmatige intelligensie eintlik maar net 'n refleksie is van die verslawing van sosiale media ensovoorts, maar dit is nog steeds soos wat my span gesê het, dit is nog steeds 'n keuse en hierdie keuse lê baie naby aan die grens van regulering en dit is wat ek in my argument gaan sê. Ek sal die punt neem. Sal jy sê verslawing is 'n keuse? Ek dink, agbare lid, nou verslawing wat 'n keuse is definitief nie die parallel wat ek wil trek nie, maar ek wil graag die parallel trek dat sosiale media dit is daarso vir 'n belangstellende faktor, dit is wat jy van hou, dis wat jy wil doen, en alhoewel daar wel regulasies in plek is van hoe lank jy op sosiale media jou tyd spandeer, en hoe lank hierdie kunsmatige intelligensie jou nou gaan belemmer in jou negatiewe gevolge in elke dag se samelewing, kan dit nie 'n groot kruks in hierdie debat wees, want julle moet vir my bewys hoekom ek bekommerd is daaroor, en as ek nie bekommerd is daaroor nie, dan hoekom gee ons om? Nou, ek beweeg graag aan. So, as ek wys na my eie argumente, wat ek dink baie belangrik is, veral in my reaksie teenoor die reaksie wat ons adjunk eerste minister op ons gegee het, is dat, nommer 1, kunsmatige intelligensie moet nie in extreme gedefinieer word nie, want dit kan gereguleer word, en dit is eerder as om meer versigtig te wees as bekommerd, en tweedens, ons het vertroue in die voordele van die kunsmatige intelligensie. Nou, ek weet dat die parallel, dat die analogie getrek gaan word tussen eerder bang Jan as die dooie Jan, maar eerlikwaar, dames en here, dat ek sal baie graag eerder 'n bang Jan wees as 'n dooie Jan. In hierdie geval, ek sal eerder graag 'n dooie Jan wees as 'n bang Jan, want die regering aan hierdie kant is bang en bekommerd oor die kunsmatige intelligensie se invloede, wanneer hulle skaars enige voordele daarvan in ag gaan neem. Nou, die waardestelsel, ek gaan nie dit nou neem nie, die waardestelsel waar volgens verskriklik baie programmeerders in die wêreld van kunsmatige intelligensie werk, is 'n stel reëls wat deur die bekende Isaac Asimov in plek gestel was. En dit stel voor hoe tegnologie geskep word en gebruik word om enige bekommernisse wat daaruit uitsprong te voorkom. Nou, die Europese Parlementêre Navorsingsdienste het in 'n diepte-analise gedoen in Maart 2019 getiteld Should we fear AI? En in hierdie analise word die mites weggedoen dat kunsmatige intelligensie nie gereguleer kan word nie, maar dat dit inteendeel
dat dit nie kan bestaan sonder inperking of regulasie nie. Nou wanneer ek terugkom na die baie belangrike Asimov se 3 reëls, wil ek graag al 3 reëls vir die regering duidelik maak. Eerstens is die reël dat kunsmatige intelligensie geen leed aan 'n mens of instansie mag doen nie. Tweedens dat kunsmatige intelligensie sal enige opdrag deur 'n mens nakom en derdens dat dit enige aksie sal vermy om homself te beskadig. Nou wanneer hierdie nie nou nie. Wanneer hierdie 3 maatstawwe in plek gestel word en in ag geneem word in die programmeerding van kunsmatige intelligensie. Is dit regtig naïef van die regering om te dink dat daar geen regulasies is en ons net hierdie kunsmatige intelligensie gaan instel en daar gaan net soveel negatiewe gevolge tot gevolg hê. Ek sal 'n punt neem. Inligting, deur wie word die regulasies ingestel en gereguleer? Baie dankie agbare lid. Nou, soos wat julle het die poppiewet genoem en julle het verskillende wette genoem, maar dit is belangrik om onthou dat die regulasie van kunsmatige intelligensie is iets wat regdeur platforms sosiale media loop, die Siri, jou GPS, al daai kunsmatige intelligensie toestelle wat julle elke liewe dag gebruik in julle fone, wat julle elke liewe dag wat julle nou gebruik het om julle navorsing mee te doen. Ek dink dit is belangrik om onthou dat dit word gereguleer op 'n baie groter platform as net 'n mannetjie of 'n minister wat sit en 'n sekere hoeveelheid reëls maak. So, gaan nie nou die punt neem nie. Hierdie maatstaf is belangrik want hierdie huis poog juis vandag om te bewys dat hierdie ekstreme voorbeelde van kunsmatige intelligensie nie moontlik is nie, want ons gedink het dat die regering gaan antisipeer en ek gaan dit graag staaf met 'n bron dat ons minister, die minister van kommunikasie en digitale tegnologie, minister Swatsweni, in die artikel op Government ZA op 4 November 2021 getiteld Regulations and AI in Africa, dat die Stanford 100 AI studie in 2016 dit duidelik gemaak het dat kunsmatige intelligensie in vandag se era alreeds doeltreffend gereguleer word en dat ons nie moet vergeet dat kunsmatige intelligensie nie die mens slim maak nie, maar dat die mens kunsmatige intelligensie slim maak. Nou, tweedens wil ek graag wil ek aanbeweeg na my tweede argument. Ons het vertroue in die voordele van kunsmatige intelligensie. Nou, Madam Speaker, dis vir my belangrik om te sien in hierdie debat hoe die regering absoluut die voordele van kunsmatige intelligensie uit die deur uitgooi en maak asof ons glad nie daarvan gebruik maak nie en net voorsak op verslawing en negatiewe gevolge, alhoewel dit wel 'n aspek is waarvan ons versigtig moet wees, maar dit is nie 'n aspek waarvan ons bekommernis moet wees nie. So op die online tydskrif Forbes skryf Forbes Technology Council op 15 Maart 2019 in die artikel Why You Don't Need to Worry About AI, ek gaan nie nou die punt neem, ek maak 'n bron klaar, dat moderne samelewing die geneigtheid het om kunsmatige intelligensie voor te gee as 'n poging om menslike bewustheid te vervang, maar alhoewel Siri met jou in 'n gesprek tree, is daar nog steeds niemand aan daardie kant nie en mens moet dit reguleer en dit moet geprogrammeer word en hierdie tegniese aspekte moenie swaarder weeg as wat die voordele is van kunsmatige intelligensie nie. Nou hierdie voordele strek ter voor my tyd opraak, hierdie voordele strek van mediese voordele, industriële voordele, dit strek tot ons wat makliker by plekke uitkom, soos wat my eerste minister gesê het, leier van die oppositie gesê het, dat dit gaan dinge 'n baie makliker leefstyl maak vir mense, en dat nie net dit nie, dit word ook gebruik vir veiligheid en sekuriteit, en ek dink dit is nie iets wat uit die oog gehou moet word nie. Nou, Madam Speaker, die regering leef vandag in 'n absolute wanpersepsie as dit kom by kunsmatige intelligensie. Kunsmatige intelligensie was nog nooit 'n dreigement nie, want die beginpunt van ons vrese van kunsmatige intelligensie is om in ag te neem wie dit maak, en as die regering bekommerd is daaroor, is hulle bekommerd oor die mensdom en ons eie intelligensie. Baie dankie. In 'n gewetelose wêreld is die laaste ding wat ons nodig het, gewetelose kunsmatige intelligensie. In 'n wêreld wat geïntimideer en gebombardeer word deur armoede, pleit ons by die lede van die huis om die bekommernis raak te sien. Ek struktureer my toespraak soos volg. Ek gaan eers kyk na die begripsontleding, geskille, reaksie lewer op die lede van die oppositie, my hoofargument aan die voorhou en dan afsluit. Rakende die begripsontleding wil ek net eers sê dat kunsmatige intelligensie robotte ook is. Dit is enigiets wat die denkproses van mense en 'n taak uitvoer sonder menslike bystand. Dan ook aan die adjunkleier, ons hoef ook nie uit te tree uit kunsmatige intelligensie nie. Ons moet net bewys dat daar 'n bekommernis is. Op die leier van die oppositie, sy het gesê dat die oplossing dat kunsmatige intelligensie die oplossing is vir ons lui samelewing. Beteken dit dat die oppositie glad nie bewus is van ons land se lae werkloosheid nie? Sy het ook gesê dat daar altyd werk sal wees vir die ou wat die gat moet grou vir die heining, maar ek verstaan nie heeltemal waar die luiheid dan nou ewe skielik verdwyn nie. En dan ook, daar was alreeds hierdie werke
reeds in plek gestel en steeds is ons werkloosheid so laag. Kunsmatige intelligensie gaan net nog meer oorneem. Ek gaan nie u punt nou neem nie. Dan het hulle ook gesê dat ons saamstem met die voordele of ons stem saam met die voordele van om Google Maps te gebruik en om advertensies te kry van AfriForum omdat jou foon jou privaatheid geskend is wat ons dink sommer so snaaks is ook. Maar ons moet kyk verby die mooi en die ideaal en kyk na die werkloosheid en die oorlog waarna dit toe streef waarby ek sal uitkom. Dan ook die oppositie, is julle bewus dat in daardie selfde fliek soos wat ons adjunkleier uitgewys het, The Social Dilemma, gevind is dat Cambridge Analytica Facebook kon gebruik om kunsmatige intelligensie programme te ontwerp wat jou sosiale media geskiedenis gebruik het om jou persoonlikheidsprofiel te bepaal. Hierdie programme was gebruik om lande se verkiesings te beïnvloed en dit maak hierdie regering bekommerd. Verder adjunkleier, het jy gesê dat jy eers sal doodgaan as om bekommerd te wees. Nou, meneer die speaker, bewys dit nie juist dat ons bekommerd moet wees as dit sal lei tot die dood nie. Ek gaan eers aan. Ons laaste hoofargument lui dat kunsmatige intelligensie tot gewetelose besluite lei. In die berig Artificial Intelligence Threat to World, gepubliseer op analytics.com, 26 Maart 2021, geskryf deur Anand Khurana, verduidelik praat sy oor die verdeeldheid met grense reg oor die wêreld en dit gee hierdie wapen 'n oorhand aan min ontwikkelende nasies wat die geld en hulpbronne het vir dit. Ek neem die punt. Maar speaker, ek wil net duidelik maak dat ons vandag praat oor die bekommernis van die ontwikkeling van kunsmatige energie. Nie die bekommernis oor die werkloosheid en die grense wat ons het nie, die ontwikkeling. Nou, ek praat mos nou spesifiek oor die oorlog en waarna toe kunsmatige intelligensie streef. So ja, ek stem saam, ons praat oor die ontwikkeling daarvan. Dankie. As ons ons kyk na waartoe hierdie kunsmatige intelligensie gaan streef en dit is na oorlog. Ons kyk ook na die moontlikheid, soos ek nou net gesê het, van wêreldoorlog en ander bedreigings wat tot die vernietiging van die mensdom kan veroorsaak, waarvan die adjunkleier vir ons bewys het dat sy glad nie bang is vir die dood nie. En dan bring dit ook die groot ding van kernkrag in. Jy kan letterlik in jou eie land of op jou bank sit by die huis, 'n hommeltuig lanseer en net verder aangaan met jou lewe, 'n bietjie Instagram kyk of Facebook of wat ook al jou interesseer, aangesien ons nie vasgebind is daartoe nie, maar ons gaan eers aan. Maar jy kan hierdie hommeltuig lanseer en net aangaan met jou lewe sonder en mense gaan doodmaak in 'n ander land sonder dat jy enigstens daarvan bewus is. En dit is die vrese wat die regering het, dat hierdie kunsmatige intelligensie geen emosionele kant daarvan het nie. Ek neem die punt. Maar die scenario wat jy nou skep vir die huis, Madam Speaker, dit gee nog steeds 'n mens moet dit doen, so daar is 'n gewetenheid agter dit. Kyk, kunsmatige intelligensie soos wat ons en julle reeds gedefinieer het, gaan oor enigiets wat iets kan doen wat soos 'n mens dink. So as jy die hommeltuig lanseer, dan praat ons mos nou oor die hommeltuig wat mense gaan doodmaak. Dis nie jy wat knoppies druk en mense doodmaak nie, maar ek gaan eers aan. As mens kyk na die film iRobot, kan 'n mens die gevolge sien van oorlogsimplikasies wat kunsmatige intelligensies tot gevolg kan hê. Die oorneem van die mensdom as gevolg van geen emosionele verbintenis nie. Ek neem die punt. Maar seker, ek dink dit is belangrik om te onthou dat kunsmatige intelligensie reageer op 'n stimulus wat hy kry waarop hy geprogrammeer is om te reageer. Wat die stimulus is en hoe hy reageer. Hy ervaar nie emosies wat hy kan voel en dan besluit op emosies gaan. Nou ja, meneer die speaker, op daai punt gaan ek spesifiek aan. Op die Modern War Institute publiseer Paul Maxwell 'n artikel met die naam AI is the future of warfare, just not in the way you think, 4 April 2020. Hulle praat spesifiek oor die bekommernis van kunsmatige intelligensie wat nie kan aanpas tot verskeie omstandighede nie, aangesien dit ontwerp is met een doel en een doel alleen. Spesifiek soos wat ek gaan nie u punt nou neem nie, spesifiek soos wat die lid vir ons uitgewys het. En daarom is dit baie goed om enkele take oor te neem, soos in 'n fabrieksaanleg, of om doppies op te skroef, of om broodjies te maak. Maar as mens gaan kyk na waarna toe kunsmatige intelligensie streef en dit waar ons so bekommerd is, kan ons sien of lees ons verder in die berig dat hulle praat van dat kunsmatige intelligensie nie ingeligte besluite kan neem in oorlog en al die faktore in ag neem nie. As ons kyk na die gewone voorbeeld van 'n kind wat 'n wapen optel. Kunsmatige intelligensie gaan baie goed wees om die wapen raak te sien, maar hulle sal nie kan sien dat die kind besig is om weg te hardloop nie, maar sal dadelik begin skiet. En daarmee
daarmee sluit ek ons bekommernis af. Op die webwerf builtin.com 7 Dangerous Risks of AI, 6 Julie 2021, word Elon Musk aangehaal, waar hy praat by 'n tegnologiese konferensie in Texas, waar hy sê, "Mark my words, AI is more dangerous than nukes." En dit praat spesifiek oor die adjunkleier se vooruitgang en so dit weer lê jou opinie van dat vooruitgang en vooruitgang veroorsaak vooruitstrewendheid. Ek neem die punt. Ek wil net weet, Madam Speaker, weeg die tydelike werkverlies en die moontlike oorlog dan meer as die vooruitstrewendheid daarvan van kunsmatige intelligensie? Ek dink nie dit is 'n tydelike probleem nie, want ek dink nie ek weet nie waarmee jy hierdie werksprobleme gaan vervang nie. En soos wat ons gesê het, as jy kyk na menselewens, ek weet nie hoekom die lede van die oppositie glad nie bekommerd is oor die gevolge en die vooruitstrewendheid van kunsmatige intelligensie waarin dit spesifiek tree nie. En daarom, lede van die huis, is hierdie regering bekommerd oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Meneer Speaker, lede van die huis. Vandag die gloeilamp, 'n vreemde uitdringerspesie. Môre is die hele wêreld verlig. Vandag 'n snaakse wit kodetol op 'n swart skerm. Môre die belangrikste deel van die 21ste eeu. Vandag 'n robot wat sy nekkie bietjie skeef trek. Môre die voordele wat hedendaagse probleme aanspreek. Madam Speaker, meneer Speaker, skus. Hierdie huis is nie bekommerd oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie nie, want vooruitgang veroorsaak voorstrewendheid en hierin kan ons vertrou. Ek organiseer graag my toespraak soos volg. Eerstens gaan ek reageer op wat die staatssekretaris kwyt geraak het. Daarna gaan ek die leier van die oppositie en die adjunkleier van die oppositie se argumente versterk en laastens gaan ek my eie argument lewer en die huis oortuig dat ons kan vertrou in die ekonomiese voordele van kunsmatige intelligensie. Ek neem 'n punt aan die kant van die huis. Sal jy sê vooruitgang regverdig die werke en lewensgehalte wat bedreig word? Ja, ek gaan nou daarby uitkom. Dis 'n goeie vraag. Ons sê dat ja, kunsmatige intelligensie gaan werksverlies veroorsaak, maar dit gaan ook werksgeleenthede skep. En ons kan nie nou ewe skielik ophou fone gebruik omdat telekommunikators hulle werke gaan verloor nie. Ons kan nie nou ewe skielik ophou om elektrisiteit te gebruik omdat mense wat vuurtjies maak hulle werk gaan verloor nie. Skus, dis nou 'n swak voorbeeld, maar julle verstaan wat ek bedoel. En dan wil ek graag reageer op wat die staatssekretaris gesê het oor die ekonomiese implikasies. Hulle het in hulle argumente gepraat oor die ekonomiese implikasies van kunsmatige intelligensie en hulle het gepraat oor werksverlies en die gaping tussen ontwikkelde en ontwikkelende lande. So ek wil baie graag my hele toespraak oor dit passeer, so ek gaan my reaksie half deurtrek deur my toespraak, maar ek wil net begin deur te sê dat dit klink vir my asof hierdie kant van die huis 'n ekonomieles nodig het. Want ekonomie, die bevordering van 'n ekonomie gaan nie net oor werksgeleenthede nie. Dit gaan ook oor ontwikkeling van 'n land. Ons kan nie in die 19de eeu agterbly en verwag dat ons bruto binnelandse produk gaan groei en dat ons okay sal wees nie. Ons moet met die tye beweeg. Ek neem 'n punt. Soos wat ek verduidelik het in my toespraak, lei die implementasie van KI tot die polarisasie van inkomste. So wat gebeur is die aantal arme mense word meer en die aantal rykes word meer, maar die middelklas val weg, wat ongelykheid Ja. Baie dankie vir daai punt. Ons is versigtig daaroor, ja, nie bekommerd nie, want kyk byvoorbeeld na die selfoon. Meeste Suid-Afrikaanse burgers, arm of ryk, het vandag 'n slimfoon. Ja, dit het 'n tydjie geneem om daarby uit te kom, maar ons is hier. Die scenario wat julle beskryf vandag klink vir my asof julle dink vandag is alles okay, môre het almal hulle werke verloor. Hierdie is 'n proses wat oor jare gaan gebeur. En ek wil graag in reaksie op jou punt en jou argument 'n bron aanhaal wat sê dit is in die artikel Assessing the Economic Impact of Artificial Intelligence, gepubliseer op die ICT se webtuise deur Dr. Jan van Dijk, 'n professor van tegnologiese ontwikkeling aan die Universiteit van Amsterdam, wat sê dat ontwikkelende lande
hoef nie noodwendig bekommerd te wees, want ons het vertroue in die goeders wat ons vir julle vandag gesê het. Ons het vertroue in die ekonomiese implikasies van intelligensie. Ons het vertroue in ons regstelsels om die probleme wat julle aan te spreek het te bekamp en te beperk. En ons het vertroue in die ontwikkeling in vandag se tyd daaroor. Dit is hoekom ons nie bekommerd is nie. In die journal artikel How Artificial Intelligence is Impacting Our Everyday Lives, gepubliseer in die Towards Data Science Journal op 13 Januarie 2019 deur Ilya Markovic, 'n hoof iOS-ontwikkelaar by Apple, praat hy oor klomp goeders waar ons op 'n daaglikse basis kunsmatige intelligensie gebruik, en dit is waar ons leier van die oppositie geargumenteer het, maar ek voel julle het daai argument heeltemal gemis, want julle fokus net op die 1% nadele van kunsmatige intelligensie, en julle het nog glad nie aangespreek hoe julle almal vandag kunsmatige intelligensie 10-1 meer as 30 keer gebruik het nie, en dit het julle nie negatief beïnvloed nie. Ons kyk byvoorbeeld na sosiale media, self-driving vehicles wat nou baie min in Suid-Afrika is, maar dink net die voordele wat dit vir ons kan inhou. Ons praat van as jy op jou search engine iets ingetik het vandag, en hy het vir jou 'n voorstelling gegee, dit was kunsmatige intelligensie. So ja, ek sal die punt neem. Julle het nog nie vir ons regtig 'n reaksie gegee teenoor die Cambridge Analytica skandaal, waarin mense KI gebruik het om lande se verkiesings omver te werk. Wat is julle reaksie daarop? Ons regering? Ons reaksie op daai spesifieke scenario is dat ons is nou juis besig in die klimaat van vandag om wette te ontwikkel om sulke tipe goed te bekamp. Een van die eerste wette in hierdie afdeling is die Poppy-wet. Ons is voorstanders van om ons regstelsel uit te sorteer om sulke tipe goed te bekamp. Ons sê nie, nee, stop die gebruik daarvan nie. Ons sê, kom ons ontwikkel saam met dit. Kom ons ontwikkel wette. Kom ons fokus op die toekoms, dames en here. Dan wil ek graag nog 'n bron aanhaal. In die artikel wat rakende werkskepping. In die artikel How Artificial Intelligence Will Be Beneficial for Overall Humanity and Technology in This Digital Age op die Calculation America se webtuiste, gepubliseer op 13 Mei 2019 en gepubliseer deur Jessica in 'n navorsingsanalis by die firma, staan dat ja, die 4de revolusie gaan verander hoe ons die wêreld aanpak en 'n manier waarop ons leef en werk. Maar dit is 'n geleidelike verandering. Kyk byvoorbeeld na die ontwikkeling van die internet wat so 'n paar jaar terug soortgelyke bekommernisse van werksverlies na vorentoe gebring het. Vandag, lede van die huis, is werke wat deur tegnologie geskep word, 10% van die Verenigde State se bruto binnelandse produk. So dit kan net voordele hou vir die ekonomie. Dan in die artikel in die journal artikel wat ook rakende werkskepping gaan, is getiteld Artificial Intelligence for Human Flourishing Beyond Principles for Machine Learning deur Prof B. Staal by die Kritiese Navorsingsdepartement van Tegnologie aan die Universiteit van die Montfort Universiteit, gepubliseer in Januarie 2022, sê dat kunsmatige intelligensie meer werke gaan skep as wat dit vernietig. Ek hoop die regering het dit gehoor. Die artikel voorspel dat teen 2030 kunsmatige intelligensie tot 'n berekende $15.7 triljoen in die globale bruto binnelandse produk gaan groei. Nou, lede van die huis, stel u voor ons beweeg nie saam met die tye nie. En ons besluit teen kunsmatige intelligensie omdat ons bekommerd is oor die implikasies daarvan. Weet julle wat se agterstande ons in die oë gaan staan omdat ons nie hierdie innovasies gevolg het nie? Ja, dit gaan miskien bietjie moeiliker vir Suid-Afrika wees omdat ons 'n ontwikkelende land is en dit gaan miskien 'n bietjie langer vir ons vat. Maar ons moet tog probeer om daai voorstand konstant te hou, konstant werk te skep wat relevant is in vandag se tye in 'n globale konteks, veral omdat ons nou in 'n meer globale milieu in beweeg. En ek wil daarmee die huis afsluit om net julle weer te herinner aan my inleiding wat gesê het dat 'n gloeilamp was eens 'n baie groot bedreiging vir die samelewing. Nou is die hele wêreld belig. En met eens was daar 'n baie dankie. My land kreun onder die verdrukking van hawelose mense. My regte word geskenk deur die reg op lewe wat verwyder word, keer op keer as voedsel van my tafel afgevee word met 'n kunsmatige robot wat my werk steel. Lede van die huis, ons is 'n ontwikkelende land, soos Suid-Afrika, genoodsaak om bekommerd te wees oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Dis waar vandag die oppositie die pot misgesit het. Ons is bekommerd oor bestaande kunsmatige intelligensie nie. Dis
Mag ek my selfoon gebruik, leier van die oppositie? Ek's bekommerd oor die ontwikkeling van nuwe kunsmatige intelligensie. Want iets kan nie ontwikkel word as dit reeds bestaan nie. So ons ontwikkel nuwe kunsmatige intelligensie. Dis lede van die huis maak dit duidelik dat die regering nie kunsmatige intelligensie teenstaan nie, maar bekommerd is oor die neeweffekte van kunsmatige intelligensie wat ontwikkel gaan word in 'n ontwikkelende land soos Suid-Afrika. Ek vat 'n punt van inligting. Is julle nie meer, meneer Speaker, is hulle nie meer bekommer oor die implikasies daarvan as ons nie die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie gaan voer as ons bekommerd is oor die ontwikkeling daarvan? Die mosie vir die huis stel dit dat ons moet debatteer of ons bekommerd is oor die ontwikkeling van die land se kunsmatige intelligensie. En daarom word geforseer om dit te debatteer en gaan ek graag 'n punt van orde roep, meneer die Speaker, terug na die mosie toe. Bring my die goeie ou dae is 'n deentjie wat ons almal vandag baie gehoor het. Op dieselfde deentjie swyg daar Suid-Afrikaners buite op grondvlak wat die leier van die oppositie aanbeveel het steeds hulle werk gaan hou, maar wat ek kan getuig hulle werk verloor te danke aan kunsmatige intelligensie. Aardappelplase bestaan, masjinerie word deur kunsmatige intelligensie beheer en die werker op grond verloor sy werk. En dames en here, dan staan ons met die volgende punt. Ek gaan nie punt van inligting aanvaar nie. Dat ons dit in die oë staar, dat ek wat self vir 'n B.Rec graad swat, 'n bekommernis in my het dat kunsmatige intelligensie wat ontwikkel gaan word, my werk gaan oorneem. En daarom staan ons vandag, meneer die Speaker, op die grond, dat ons geregtig is op ons bekommernis wat ons het. Ek organiseer my toespraak soos volg. Eerstens gaan ek die argumente voorhou wat die regering aan die gestel het, en daarna gaan ek reageer op die oppositie se argumente en met 'n gesaghebbende bron my mosie vir die huis afsluit. Ek maak dit duidelik dat die bekommernis by 'n persoon ontstaan, meneer die Speaker, as 'n negatiewe effek van iets wat ontwikkel word, die moontlikheid het om groter te wees as die positiewe effek. Dis eenvoudig, soos my pa se koöperasierekening. As die droogte kom, begin ons stres en bid. Dames en here, die minister van die regering het dit gestel dat kunsmatige intelligensie lei tot polarisasie van inkomste en rykdom in 'n wêreld. In 'n land wat met die hoogste Gini-koëffisiënt ter wêreld sit, naamlik 63 volgens die aanduiding op die webwerf van die World Web of Economic Wealth, kan ons as Suid-Afrikaanse landsburgers nie anders as om bekommerd te wees oor die gevolge van nuwe ontwikkelende kunsmatige intelligensie nie. Dit bring my punt na die argument wat die lid van die oppositie gestel het vir ons. Ek gaan nie 'n punt nou neem nie, dat hulle slegs versigtig is, maar nie bekommerd nie. Ek maak dit duidelik. Ek is versigtig omdat ek bekommerd is oor die gevolge van my aksie. Dis praat ons oor dieselfde idee, maar ons mis mekaar die ontleding. Julle wil versigtig wees, ons vat dit 'n stapie verder. Ons sê ons is bekommerd oor die gevolge van die aksie en daarom is julle juis versigtig. Die volgende het die leier van die oppositie, net soos kunsmatige intelligensie, gewetenloos teenoor haar eie landsburgers argumenteer dat ons mense nie net hulle werk gaan verloor nie, maar dat in die langtermyn vir hulle gaan werk skep. Maar in die korttermyn sit ons in 'n staat van nood, 'n staat waar ons juis ek lei vat 'n punt van inligting. Meneer Speaker, hierdie lid het nou net gesê hulle gaan hulle werke verloor, maar ons het gesê hulle gaan geleidelik hulle werke verloor en geleidelik nuwe werke bykry. Dit gaan nie 'n soort van kommer wees. In 'n winsbejagte skema waar ons in 'n kapitalistiese wêreld is, hoe gaan jy verseker dat ons geleidelik ons werk gaan verloor? Daar's geen regulerende gesag nie. Wat my maar na die volgende punt bring, wat die adjunkleier van die oppositie gesê het dat hulle 3 mandate stel waar volgens kunsmatige intelligensie moet geïmplementeer word. Maar sy het 'n waghond sonder tande, want sy kan nie vir ons sê wie is die uitvoerende gesag wat gaan verseker dat die 3 maatstawwe wat sy gestel het toegepas word nie. Daarna beweeg ek aan na die volgende punt, dat die adjunkminister van die oppositie ons betoog verder geneem het en sy bron wat hy aangehaal het, dat selfs programmeerders soms twyfel oor hoe die kunsmatige intelligensie wat ontwikkel is, hulle self verder leen en tot op volgende vlak neem. Daarom maak ons dit duidelik, ons werk saam met bestaande intelligensie, maar dat ons geregtig is op die reg om bekommerd te wees oor gevolge van nuwe ontwikkelende kunsmatige intelligensie. Die adjunkleier van die oppositie het homself blind gestaar teen die realiteit en geargumenteer dat ons versigtig moet wees, maar nie bekommerd moet wees nie. Ons is juis bekommerd soos gesê het, omdat ons versigtig is vir die gevolge wat daarna volg. Ek neem die punt van inligting. Madam Speaker, ons gee net aan die huis voor dat
daar mag dalk dit is dieselfde as in die vorige industriële revolusie. Was daar bekommernisse en dit was gevind om nutteloos te wees en ons het geleer daaruit. Maar leier van die oppositie of lid van die sweep van die oppositie. Dis presies wat ek in vandag se debat moet bewys as jy die mosie gaan lees. Die mosie stel dit duidelik. Is ons bekommerd oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie? En jy het dit bevestig dat daar ook bekommernisse was. En ek stel dit vandag aan die lede van die huis dat ons bekommerd is en dis volhard ek by die mosie en roep ek die span tweede keer tot op 'n punt van orde terug na die mosie toe en dat ons nie gaan beoordeel en gaan debatteer oor of ons bekommernisse gaan afweeg teen bestaande intelligensie wat klaar bestaan nie. Die lid van die regering het 'n sterk stoothuige toegedien tot die kus van die oppositie dat hy gesê het dat kunsmatige intelligensie lei tot 'n gewetelose besluite. Die leier van die oppositie het 'n gewaagde vraag gevra deur te sê of ons fokus op ontwikkeling van kunsmatige intelligensie of klaar ontwikkelde. Dus kyk hulle slegs na die vooruitstrewende lande wat vorentoe trek met die punt, maar vergeet van die agtergeblewende lande waar hulle self in bly wat ontwikkelend is. Ek gaan nie punt van inligting neem nie. Wat self ontwikkelend is. En daarom sê ons is bekommerd dat ons agtergeblewe gaan raak en dat groot wêreldmoondhede gaan oorneem en hulle ons land gaan kan delegreer en intimideer deur hulle mag wat hulle gaan kry deur kunsmatige intelligensie. Ek sluit af, lede van die huis en meneer die speaker. Ek kan jou Superman of jou Batman wees of wat van jou Iron Man of Spider-Man en kan ek julle as lede van die huis beskerm in die donker van ontwikkelende intelligensie vir ons land se toekoms. Wees saam met my patrioties en veg vir 'n beter Suid-Afrika. Staan saam en staar julle nie blind aan die winsbejagte skema wat daar voor ons gestel word deur 'n verwesterse wêreld nie. Maar kyk vir julle mense, want julle mense is waar julle hart is. En dis waarom ek in 'n vooruitstrewende nuwe Suid-Afrika sal opstaan vir die impak. En ek sluit af met my bron. Tikkies, julle wat self aanlyn studeer die afgelope 2 jaar en nie die voorreg het van 'n persoon klas loop nie, word in die artikel aangehaal op 29 Oktober deur Forbes that the impact of artificial intelligence on education for artificial intelligence have a negative impact on the quality of education in the person's life. Daarom volhard ek by die punt dat ons moet fokus op ons landsburgers en seker wees dat hulle nie agtergeblewe gelaat word nie. Dankie meneer die speaker. Meneer Speaker, lede van die huis. Hierdie huis is opgewonde oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie. Die regering het vandag misluk om te bewys dat ons bekommerd moet wees oor die ontwikkeling van die kunsmatige intelligensie. En ek sal eerstens kyk ek sal aan u bewys om eerstens te kyk na die verskille en ooreenkomste van die ontleding, waarna ek na die regering se argumente spreker vir spreker sal kyk. Daar was nie verskriklike verskille en ooreenkomste nie, maar die groot ding wat ek net eerstens wil uitlig is dat ons nie sê dat nuwe regulasie, ons sê juist dat nuwe regulasie speel 'n massiewe rol in die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en ons is opgewonde daaroor en ons sien uit na die vooruitgang van kunsmatige intelligensie. Dan kyk ek graag na die eerste minister wat gepraat het oor die donker gevolge van kunsmatige intelligensie en die polarisasie van inkomste. En hulle het ons heeltemal verkeerd verstaan. Die Wêreldekonomiese Forum het bewys, ek neem nie nou die punt nie, dat teen 2025 gaan daar 97 miljoen nuwe werke wees. Daar is geleentheid vir almal om dan betrokke te raak daarbey. Die bron wat die regering gebruik het, as hulle hom bietjie verder gelees het, sê aanvanklik, ja, dit is uiters sleg, ons gaan 85 miljoen werke verloor. Maar hulle hou op lees en kyk mis die feit dat daar 97 miljoen nuwe werke geskep gaan word. En dit is iets wat voorlopend deur die geskiedenis gebeur het. Ek neem die punt. Sweep, ek voel julle lees nie diep genoeg nie. Want daai werke wat geskep word, volgens David Autor wat 'n ekonomiese professor at MIT is, volgens hom is daai werke van 'n laer inkomste as van die werke wat hulle gehad het voordat KI geïmplementeer is. Dit veroorsaak nog steeds in die polarisasie van inkomste wat lei tot ongelykheid. En ongelykheid is, soos wat julle gesê het, dis 'n gelyktydige proses en dis 'n langtermyn probleem.
wat ons in die langtermyn dankie. gaan moet oplos. So, hoekom kan ons nie bekommerd wees daaroor nie? Want die navorsing wys ook wat die impak is van kunsmatige intelligensie op die bruto binnelandse produk. PwC het bewys dat teen 2030 gaan dit iets soos 30% wees van die Britse bruto binnelandse produk. En dit gaan natuurlik ruimte skep vir groei van alle mense. Dan kyk ek ook na die monster van kunsmatige intelligensie wat die leier van die regering vir ons die eerste minister ingebring het deur sy PVI. En ons sê dit word aangespreek. Die Stanford studie het bewys dat dit nie op die stadium 'n realiteit gaan word nie en dat dit waarskynlik nooit 'n realiteit kan word nie. Dis belaglik om die fliek iRobot in te bring want dit val plat op dieselfde prinsip. Daar is geen bewyse dat dit gaan gebeur nie buiten in fiksie. Ek neem die punt. Meneer die spreker, die lede van die huis is nou versigtig en nou jy was hier opgewonde oor die kriminele wat kunsmatige intelligensie kan gebruik vir oorlog en die dood van talle mense. Is dit nie duidelike bekommernis vir julle en ons praat weer spesifiek oor die vooruitgang daarvan. So nie wat ons klaar het nie, maar die vooruitgang daarvan. Hoe is dit nie vir julle bekommernis die dood van talle mense? Ek sal graag daaraan wou geraak het in my aanval op die staatssekretaris se argumente, maar kom ek kom gou daarby. Die gewetelose besluite soos in iRobot. En wat ons sê daar's geen emosionele verbintenis nie. Die voorbeeld wat jy aan die huis gegee het, was iemand wat mense doodmaak nadat hy 'n vliegtuig of 'n unmanned vehicle in die lug ingestuur het en nou maak hy mense dood. Daai persoon wat daai besluit geneem het om dit te doen, gaan nog steeds vervolg kan word. En dit het al malige kere gebeur in die state waar daar vervolging was vir sulke aksies. Ons sê nie ons sê juist die risiko's is definitief geregverdig. Dis kort ons juist meer ontwikkeling om te keer dat dit nie gebeur nie of dat daar dan teenaanvalle teen dit geloods word. Ek neem die punt. Wie is die uitvoerende gesag van julle nuwe regulerende regulasies wat julle instel? Dit is juist ons punt. Ons is opgewonde want soos wat die veld ontwikkel, gaan die regulasies ontwikkel. Dit is iets wat standaard praktyk is en wie die persoon wat dit gaan doen is die regering en die mense van Suid-Afrika of indien nodig in internasionale samevattings. Dan raak ek graag aan die adjunk eerste minister wat gepraat het oor verslawing en die film die social dilemma. En in die artikel gepubliseer deur Dr. Lily Sang in die Journal of Psychological Research on Cyberspace word dit gesien. Dit is inderdaad 'n probleem. Maar die probleem kom nie as gevolg van kunsmatige intelligensie of selfs van sosiale media af nie. Dit kom van 'n probleem met selfbeeld. Dit is onvanpas in die debat en die ware kruks van dit kom uit iets wat heeltemal buite die perke van die debat is. Maar soos wat ek sê, dit is 'n selfbeeld probleem eerder as 'n kunsmatige intelligensie. Ek neem die punt. So met ander woorde, ons het dan nou, kom ons sê die ware kruks van die saak is by selfbeeldprobleem. Maar sou dit nie beter gewees het om daai selfbeeldprobleem op die speelgrond sonder selfone kunsmatige intelligensie uit te sorteer as wat dit is om dit in die kuberruimte met kunsmatige intelligensie te doen? Ons glo dat dat kunsmatige intelligensie vererger daai probleem en daarom kan ons bekommerd wees daaroor. Ongelukkig is dit die wêreld wat ons lewe. Die regering probeer nou 'n idealistiese wêreld voorhou waar ons nou heeltemal weg gaan doen met sosiale media en veral die groter probleem is dat hulle wil hê ons moet wegdoen met kuberintelligensie of met kunsmatige intelligensie en ons kan dit nie bekostig in 'n moderne wêreld nie. Dit gaan ons agterlaat in die moderne wêreld en ons gaan so ver agterval op 'n ekonomiese vlak dat die werkloosheidsyfers wat die regering so heeltemal bekommerd oor is aansienlik erger gaan raak as ons nie kunsmatige intelligensie verwelkom en verbeter en opgewonde raak oor die uitbreiding daarvan en die ontwikkeling daarvan. Ek neem nie nou nog 'n punt nie. Dan wil ek graag raak aan die staatssekretaris wat gesê dit is 'n tydelike probleem, maar ons het reeds dit aangespreek en gesê soos wat die werke verloor word daar nuus bygevoeg in die samelewing en dit is een van die pragtige eienskappe van die moderne wêreld is kunsmatige intelligensie gee vir ons die nodige gereedskap om ons eie werke te skep. Daar's menige mense wat hul eie besighede geskep het en gebruik maak van kunsmatige intelligensie.
En dit is massiewe voordele op 'n ekonomiese vlak vir beide die nasie en vir die individueel. Dan raak ek graag in die hoofsweep wat bang is sy werk word gesteel as 'n CA en ek wil hom voorlei dat dit jou werk aansienlik makliker gemaak en dit gaan vir jou die tyd gee om op die belangrike goed te fokus. Jy gaan nie meer self die sommetjies hoef te doen nie. Jy gaan nie meer self die dokumente bymekaar moet kry nie. Jou navorsing gaan aansienlik makliker gedoen word as gevolg van kunsmatige intelligensie. Dan was al weer gepraat oor die langtermyngevolge. Die navorsing wys dat 2025 gaan daar 97 miljoen werke geskep word. So dit is nie vir ons iets waar ons bekommerd is nie. En dis weer eens, ek wil weer die idee deurtrek dat ons ontwikkeling en die ontwikkeling van regulasie in dieselfde sin sien en ons moet agter dit staan en opgewonde raak daarvoor, want dit gaan ons land verbeter en die wêreld verbeter as 'n heel. Dus meneer Speaker, het die regering misluk om te bewys dat ons bekommerd moet wees oor die ontwikkeling van kunsmatige intelligensie en dat ons eerder agter dit moet staan en opgewonde daaroor moet raak. Baie dankie aan beide spanne. Dit was 'n heerlike debat om na te luister. Ons gaan gou die punte alles optel. Julle kan so lank rustig sit. Die volgende debat gaan waarskynlik nou oor so 5 minute begin. So almal kan lekker so lank sit.